Een van die belangrikste en kosbaarste dinge in die lewe is wysheid. Om te weet in hierdie omstandighede wat die regte en beste ding is om te doen. Die Here is, as dit oor wysheid gaan, is die Here die een by wie ons gaan sit en by hom kan leer. Kom ons leer vandag oor wysheid. Here, ons sien hoe ons hier voor u voete sit. U is die wyse en ons sit rustig by u. En u begin met ons praat en ons luister. Ons luister aandagtig met verwagting. Wil u nou uit die woord vir ons leer. Amen. Ons lees Jakobus hoofstuk 1 vers 2. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Die verhaal word vertel van die suksesvolle ryk man wat aan die einde van sy lewe gekom het en sy 2 seuns laat kom het en vir hulle gesê het, hy het 2 geskenke en hulle kan kies watter een van die 2 wil hulle hê. En die een geskenk was 'n kus gewees met al die geld wat hy oor al die jare bymekaar gemaak het, 'n magdom geld. Die ander een was 'n dik boek wat hy geskryf het oor sy lewe en alles wat hy geleer het. Die oudste seun het onmiddellik gesê, wel, dis geen besluit nie, dis maklik, hy soek die kus. Want dis uiteindelik waaroor die lewe gaan. Jy werk sodat jy bymekaar kan maak, nou het sy pa bymekaar gemaak, hy gaan dit sommer kry en dan gaan hy daarmee werk. En die jongste seun het gesê, wel, net die boek bly oor, maar hy sal graag sy pa se wysheid wil kry. Nou ja, die oudste seun het onmiddellik hierdie geld begin gebruik. Het vir hom gewerk, so hy het vir hom plase gekoop en hy het vir hom vee gekoop en huise en goed gekoop. Maar soos die tyd aanstap, het hy nie geweet hoe om hierdie dinge te bestuur nie, hoe om die vee te versorg nie en om sy eiendomme in goeie toestand te hou nie. Dit het agteruit gegaan, mettertyd het hy dit alles verkoop en uiteindelik het hy alles verloor. Die jongste seun het die boek oopgemaak en begin lees al die lesse wat sy pa geleer het, uit besigheid en uit eiendomme en uit mense, die mensekennis wat hy gekry het, die insig wat hy gekry het hoe om te werk in elke omstandigheid en hoe hy deur al in daardie proses al hoe meer suksesvol geraak het. En dit wat sy pa in die boek gesê het, het hy begin doen. Die gevolg was dat hy nie net wysheid gekry het nie, hy was ook suksesvol geweest. En hy het nog baie meer as sy pa bymekaar gemaak. Die lewe lyk so. Want sien, as ons staan voor 'n keuse tussen die kus met die geld en die wysheid. En dan is ons geneig om te gaan vir die kus. Wanneer ons byvoorbeeld in 'n moeilike situasie besluite moet neem oor my lewe, my familie, my toekoms, my werk, my kinders, dan gereeld is 'n gebed wat baie vinnig op ons lippe kom is, Here, gee my asseblief wysheid. Amen. Maar dis 'n kort pad waar ek sê, Here, U het al die wysheid, ek vra dat U dit net hier in my sal oorplaas, sodat ek net onmiddellik die regte goed sal doen. Die Here wil wysheid gee, dis wat ons teksvers sê. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. God is nie bedryf van wysheid en hy wil dit in oormate in ons lewens gee. Maar daar's 'n manier hoe God hierdie wysheid gee.
En hierdie gedeelte help ons om dit te verstaan. In die eerste plek, in vers 2 het hy gesê, ons moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor ons kom. Klaar vreemde kombinasiewoorde, bly oor beproewings. Dis juist in beproewings wat ons bid vir wysheid. Ons soek nie die beproewings nie. Ons wil besluite neem wat daar nie volgende probleme kan wees nie. Daar moenie dinge verkeerd loop nie. Ek moet beheer hê. Die feit is, dis hoe die lewe werk. Die beproewings wat ek kry, dis hoekom ek sê ek bly moet wees daaroor, speel 'n belangrike rol om my te vorm en my karakter te vorm. So as ons bid vir wysheid, is nie maar net 'n outomatiese gee van 'n klomp goed wat in my kop is en ek neem die regte besluit soos ons met die lotto nommers sou werk nie. Dis 'n proses wat die Here begin om my te verander en te laat aanpas. En dis 'n moeë en langsame proses, 'n pynlike proses. Maar ek is so opgewonde want ek weet waarheen dit mik. In hierdie proses waar die Here my wysheid gee, sê hierdie gedeelte is hierdie beproewings is 'n toets wat aangelê word op my lewe. Nou ons het 'n negatiewe ervaring van toetse, veral 'n woord wat by ons uit is as jy die toets gedop, wat beteken nou is dit klaar. Nee, toets is nie die einde nie. Die eindeksamen is die laaste ene. Wel, dis ook in die groot prentjie selfs die eindeksamen is nog nie die laaste een nie. 'n Toets is 'n belangrike fase op pad na die eindeksamen toe. Sien, die toets is nie die finale een nie. Die toets help my net om te kyk, waar staan ek? Waarmee sukkel ek? Waar moet ek aandag gee? Wat moet ek nog meer oor leer? 'n Toets is net 'n treetjie in die proses om by die uiteindelike uit te kom. So die lewe is voortdurend 'n klomp toetse wat op ons aangelê word, waar ons foute maak. Ons kry nie 100% nie. En dis reg so. Maar in die proses om die toets te ontleed en te kyk waar goed fout gegaan het, waar daar beperkings is in my persoonlikheid en my denkwyse, in daardie proses begin die Here ons te vorm. En daarom sê hy, as ons bid vir wysheid, moet ons met verwagting bid. Hy sê iemand wat so bid, want hy sê oor wysheid, God gee dit sonder voorbehoud en sonder verwyte. Wat beteken God gaan wysheid gee, punt. Hy sê nie ek gaan jou gee, maar hier's die reëls en goed nie. Hy gee dit net. Hy gee dit sonder verwyte. Hy sê nie maar kom vra jy vir my nie. As geen verwyte nie. Ek kan dit vra. Enige probleem kan ek na die Here toe bring. En dan begin die Here 'n proses met my in die gang sit. En hierdie gebed om wysheid is een wat ek met verwagting bid. Hy sê daar moet geen twyfel wees nie. Ek weet dat die Here vir my sal uitkoms gee. Ek weet daar gaan antwoorde wees. Ek weet daar gaan 'n goeie uitkoms wees. Ek weet dit vir 'n feit. Dit wat voor my staan, dis ook met wysheid nodig het, is iets wat ek nie lig meer sien nie. Ek kan nie dink hoe daar 'n plan kan wees nie. Ek weet nie hoe daar goeds hieruit kan kom nie, maar ek weet dat die Here dit sal gee. So ons gebed is nie maar net vir die resultaat van die probleem nie, dat dit 'n goeie oplossing sal hê nie. Ons gebed is vir die proses van die probleem. Die proses waar die Here met my werk, waar hy my lesse leer, waar hy my korrigeer, waar ek vir die toets maar min kry. En ons evalueer weer na die toets en ons sien, hier moet aanpassings kom, daar moet aanpassings kom. In die gedeelte verder, en dis wat Jakobus so 'n kosbare boek maak, gaan dit oor die lewe. Hy praat spesifiek in hierdie hoofstuk verder oor rykdom en status. Die verleidelike krag van geld en om besittings te kan hê en die feit dat dit my waarde gee wanneer mense vir my hande klap en ek aansien het. En hy waarsku ons teen die gevare daarvan. En daarom is ons heeltyd besig om ons lewe te evalueer, om gereeld toetse aan te lê, saam met die Here. En dan bring ek korreksies aan en in daardie proses kom wysheid, begin ek 'n dik boek te skryf, wat ek eendag vir my kinders of vir iemand kan gee en sê, hier is wat ek geleer het, kom staan op my skouers en bou met dit wat ek vir jou gee. Ons is so bevoorreg dat die Here die pad met ons loop. Kom ons begin deur hierdie gebed om gereeld na hom toe te kom en te sê, Here, gee my wysheid. Here, as ons nou na U toe kom, in afhanklikheid en onsekerheid, is daar 'n opgewondenheid.
kan ons met selfvertroue bid, want U het al die wysheid en U gee al die wysheid. En hoe opwindend is die proses nie, waar ons by U kan kom sit, by U kan leer, waar ons die woord kan oopmaak, met die kinders kan praat, kan bid. En die Here help ons om dit te doen, om gereeld aan die voete te sit, gereeld deur U gekorrigeer te word, gereeld by U te leer, U naby te beleef, U grootheid te sien en die resultate daarvan in ons lewe. Maak vir ons nuttig, maak vir ons wys. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.